Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En so word U teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Liewe broers en susters, is 'n wonderlike voorreg om jou vanoggend weer te kan groet, ook in die woorde van Psalm 8. En is ook 'n voorreg om vir jou opnuut weer te kan groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, met die wete dat Hy by elkeen van ons is, ook daar waar jy vanoggend ook na hierdie video-opname dan nou kyk. Ek hoop dat dit met jou goed gaan, dat ook die tyd wat so stelselmatig meer en meer word, vandat ons mekaar laas gesien het, dat dit werklik met jou goed gaan en dat jy weet dat die Here vir jou vashou en dat sy trou en sorg ook vir ons deur hierdie tyd ook sal dra. Enkele gedagtes, afkondigingkies wat ek net vinnig met jou wil wissel. Die eerste is dat ons hierdie komende week, Donderdag, vier ons die Hemelvaartsdag van die Here Jesus Christus. Ons roep dit in herinnering. En ons gaan vir jou Donderdag 'n baie kort gedagte rondom Hemelvaart sal ons vir jou deurgee, om net iets van hierdie dag ook in herinnering dan ook te roep. Ons Komberse projek hardloop nog steeds en hier so deur Mei maand gesels ons met jou daar rondom. Jy kan op 'n finansiële wyse betrokke raak of jy kan 'n kombers dan ook skenk vir hulle wat ook in hierdie tyd so iets nodig het. Ons wil dit graag so inrig dat Maandag die 1 Junie tussen 9:00 en 12:00 sal ons die kerkterrein oopmaak en sal daar hier dan 'n aflaaipunt beskikbaar wees waar jy gewoon net die kombers kan aflewer en op so 'n wyse kan ons dit dan uit jou hand ontvang. Baie dankie vir jou ondersteuning ook in die verband. En dan wil ek ook opnuut maar net weer op jou hart druk dat as daar enige behoefte is, enige krisis, enige nood is wat jy graag onder ons aandag wil bring, al is dit net om saam met jou te bid of die pad saam met jou te begin loop rondom 'n bepaalde saak, kontak asseblief vir my of die kerkkantoor en ons wil graag vir jou op hierdie wyse ook dra en ondersteun. En dan wil ek graag vir ons ouers van ons laerskool en ons tienerkinders in die gemeente wil ek vra, inteendeel ek wil eintlik vir jonk en oud binne in die gemeente vra, om deel te word van 'n Bybelleesprogram wat bekend staan as E100. Dis 'n Bybelleesprogram wat die Bybelgenootskap so 'n klompie jare gelede beskikbaar gestel het. En ons het so 'n bietjie gesels oor hoe gaan ons die kategese in hierdie tyd hanteer. Dis baie moeilik om vir elke graadgroep 'n klasie te kan deurgee of te kan aanbied. Maar ons het besluit om by wyse van 'n Bybelleesprogram dan ook ons kinders en hulle pad saam met die Here en die woord ook in hierdie tyd te ondervang. En hierdie E100 leesprogram behels 100 skrifgedeeltes, die 100 essensiële Bybelgedeeltes in die Bybel wat ons nodig het om ons geloof op te bou. Daar's 50 skrifgedeeltes uit die Ou Testament en 50 skrifgedeeltes uit die Nuwe Testament. En ons wil graag vir jou vra om dit te gebruik, om ook in jou kind se lewe dit in te bou, dit saam met hom of haar te lees en op so 'n wyse ondersteun jy ons ook in die kategese pad wat ons ook met die kinders hier in die gemeente loop. Daar sal 'n skakel van die Bybelgenootskap op die skerm verskyn en daar sal jy dan ook hierdie programmetjie kan aflaai. Maar ons gaan ook deur die loop van die week, gewoonlik Sondag, sal ons dan veral ons laerskoolkinders, ons mammas en pappas, sal ons dan die 5 skrifgedeeltes vir daardie week vir julle by wyse van 'n WhatsApp dan deurstuur.
Vir ons tieners sal ons dit by wyse van ons Jay's WhatsApp groep, sal ons daardie 5 gedeeltes deurstuur. Gesels met jou kind, vra vir jou tiener, wat is daai 5 skrifgedeeltes, en lees saam met hom of haar daardeur. En vir elkeen van ons in die gemeente, dink ek, is dit 'n wonderlike geleentheid, dat ons so vir 100 dae saam deur die woord lees, en op hierdie wyse ook ons gemeenskap van gelowiges ook op 'n bekosbare manier saam vier rondom die woord van God. Baie dankie vir jou verstaan, jou begrip en jou saamwerk en saamwees ook in hierdie program. Ek wil graag vanoggend so 'n bietjie gesels saam met jou rondom die preektema van dankbaarheid. Om 'n hart propvol dankbaarheid te hê. Ons het so die afgelope 4 weke bietjie saam gekuier rondom hoop, en vanoggend wil ek vir 'n paar oomblikke saam met jou gesels rondom die hele tema van dankbaarheid. En ek wil vanoggend saam met jou lees uit die woord van die Here, 3 verse, 3 kort versies wat as opdragte na ons as gelowiges klink. En ek wil besonder by die 3de vers vir 'n paar oomblikke saam met jou stil staan. En ons kry dit uit 1 Tessalonisense 5, daarvan af vers 16, vers 17 en dan in besonder vers 18. Dis Paulus wat hier aan die woord is, en hy praat met die gelowiges in Tessalonika, en hy sluit sy brief af met 'n klompie opdragte. En van daardie opdragte klink as volg vanaf vers 16. Hy sê, wees altyd bly. En dan sê hy, bid gedurig. En dan vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van ons as gelowiges verwag. Ek wil graag vanoggend dan aan die hand van hierdie vers 18 so 'n paar gedagtes met jou wissel rondom dankbaarheid. Nou so aan die einde van verlede jaar het ek vir jou die staaltjie vertel van 'n dosent wat by geleentheid vir sy studente gevra het om die 7 grootste wonders van die wêreld neer te skryf. En hierdie studente het 'n paar oomblikke gekry om bietjie te gaan dink en die 7 grootste wonders van die wêreld neer te skryf. Nou daar was so hier en daar 'n verskil, maar die volgende 7 wonders het uitgekom uit hierdie groep studente voor hierdie dosent. Hulle het gesê dat die eerste groot wonder van die wêreld is die piramides in Egipte. Daarna die Taj Mahal in Indië. Die Grand Canyon het gevolg, die Panama Kanaal, die Empire State Gebou, die St. Peter's Basilika en die Groot Muur van China was die 7de wat hulle neergepen het. Ek dink as dit nou 'n Suid-Afrikaanse groep studente was, dan was waarskynlik Tafelberg een van hierdie 7. Daar was egter in hierdie klas was daar een student wat baie langer as die ander geskryf het. En die professor het vir hierdie student gevra of sy sukkel om hierdie 7 wonders neer te pen. En haar antwoord was ja, want daar is so baie. En toe die dosent vir haar aangemoedig om dit wat sy reeds neergeskryf het, om dit weer te gee, om vir die klas te vertel wat sy as die 7 grootste wonders sien. Nou aanvanklik het hierdie dame student, het sy bietjie gehuiwer, maar toe het sy met oortuiging die 7 wonders wat sy as die grootste wonders in die wêreld beskou, het sy begin lees. En dit was die volgende: om te kan sien, om te kan hoor, om te kan aanraak, om te kan proe, om te kan voel, om te kan lag, om lief te hê. Daar word vertel dat die klas was doodstil, want hierdie lysie laat 'n mens dink. Nou in die lig van hierdie staaltjie wat ek vertel het, wil ek dit graag ook vanoggend intrek rondom ons tema van dankbaarheid. En ek wil dit waag om te sê dat die dinge wat ek en jy baie keer so as vanselfsprekend aanvaar, dat dit juis die dinge is waaroor ons eintlik baie dankbaar behoort te wees. Dat dit juis van die grootste wonders in die wêreld en van die lewe is. En baie van hierdie goed, as 'n mens baie mooi daarna sal kyk, dan sal 'n mens sien dat jy dit nie met geld kan koop nie. Dis ook goed wat nie deur mense gemaak is nie, maar dit is God se genade en goedheid wat 'n mens kan beleef en ervaar in hierdie 7 groot wonders van die lewe, soos wat hierdie student dit ook neergepen het.
Gewoonlik moet 'n mens eers een van hierdie kosbare voorregte, van hierdie goed verloor, om te besef dat dit eintlik baie werd is. En ek dink in besonder in hierdie tyd waarin ons ook is, besef ons in 'n groot mate, nou dat ons 'n klompie goed verloor het, hoe kosbaar dit eintlik is om dit te kan hê. En ons is so geneig om baie gou te vergeet van al die seëninge en die voorregte in die lewe, as dit met ons, gemeet aan ons standaarde natuurlik, swaar of sleg gaan. Dan is ons sommer baie gou woes, ongelukkig en omgesukkel. Robert Louis Stevenson se kragtige woorde stel dit vir my mooi. Hy sê, "The person who has stopped being thankful has fallen asleep in life." Die Belgiese skrywer Guido Gezelle stel dit as volg: "Dankbaarheid is 'n blom wat in min lewenstuine groei." In Kolossense 3 vers 15, 1 Tessalonisense 5 vers 18 wat ons saam gelees het vanoggend, word gelowiges opgeroep om met die gesindheid van dankbaarheid elke dag te leef. Wees altyd dankbaar. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Net so helder en duidelik as wat die woord oor dankbaarheid praat, so moeilik is dit ook om hierdie woorde te hoor. Want hierdie woorde is hard en moeilik om te hoor. Wat praat nog van om te doen vir jou en vir my wat dalk onlangs deur 'n egskeiding gegaan het, of wat oorweldig is deur finansiële verpligtinge, wat hulpeloos by die bed van 'n lydende geliefde sit, wat lewe onder die wolk van depressiwiteit, wat onlangs by die oopgraf van 'n geliefde gestaan het, of wat versmoor voel van eensaamheid en verandering in hierdie tyd van COVID-19. Want in elkeen van hierdie situasies en omstandighede is die gedagte om dankbaar te wees baie moeilik. Inteendeel, dit is nie net moeilik nie, dit blyk ook soms totaal en al onmoontlik te wees. En juist daarom wil ek vanoggend so in die paar oomblikke tot ons beskikking bietjie met jou gesels rondom dankbaarheid. Dankbaarheid, die feit dat ek en jy 'n hart propvol dankbaarheid kan hê. En ek wil hierdie tema van dankbaarheid vanoggend draai so rondom 3 vrae. En die heel eerste vraagie wat ek wil vra is gewoon net, waarom verwag God van jou en van my om in alle omstandighede dankbaar te wees? 'n tweede vraag waarby ek wil stil staan vanoggend is daardie vraag van waarom laat ons soms na om God te dank in die goeie tye in ons lewe en van die lewe. En 'n derde vraagie waarmee ek wil afsluit is, waarvoor kan ons God dank in moeilike tye en omstandighede? Waarvoor kan ons God dank in moeilike tye en omstandighede? Kom ons kyk na elkeen van hierdie 3 vrae. Ek wil begin met hierdie vraag, waarom verwag God dankbaarheid van ons in alle omstandighede? Nou in die heel eerste plek verwag God dankbaarheid van ons in goeie tye, want dankbaarheid gee in goeie tye aan God die eer. Dis 'n erkenning van sy sorg en trou in ons lewe wanneer dit met ons goed gaan. Want jy sien, dankbaarheid kom altyd uit 'n nederige hart. 'n Hart wat weet dat die krediet vir die goeie is nie aan my eie toedoen en aan my eie maniere en gawes en vermoëns toe te skryf nie. Maar dit kom juis van die Here af. En dis iets wat ons juis nodig het om in die goeie tye te erken teenoor God. Maar in die tweede plek, God verwag van ons om dankbaar te wees in moeilike tye. Omdat dankbaarheid in sulke tye juis 'n daad van geloof is. Want dankbaarheid in 'n tyd van beproewing is nie geleë in 'n oppervlakkige geloof nie, maar kom juis uit 'n geloof waarin ons bely dat ons glo dat God is hier in die midde van hierdie omstandighede teenwoordig, dat hy's hier aan die werk, dat God hier sal voorsien en dat God ook hier uitkoms sal gee. Waarom verwag God van ons dankbaarheid in alle omstandighede? Aan die een kant, as dit met ons goed gaan, is dit 'n erkenning van sy sorg en seën in ons lewe. En wanneer dit met ons swaar gaan, 'n erkenning, 'n belydenis van 'n daad van geloof, dat ons weet die Here sorg
vir ons. Kom ons gesels so kortliks oor waarom laat ons soms na om God te dank as dit met ons goed gaan. Waarom laat ons soms na om God te dank, in besonder in die goeie tye? Nou ek dink ons sou waarskynlik 'n klomp redes kon gee. Jy sit dalk in hierdie oomblikke en jy's bewus onmiddellik van een of twee goedjies wat in jou hart en in jou gedagtes na vore kom. Ek het 3 goedjies hier neergeskryf. Ek dink in die eerste plek laat ons soms na om dankie te sê, omdat ons voel dat dit wat ons het ons verdien. Ek het dit verdien. Ek het hard gewerk. Ek het my vermoëns en my gawes en talente gebruik en dit wat nou hier as 'n oes op my harde werk ingekom het ek verdien. En dit bring ons by die gevoel dat ons seëninge, ons voorregte is die gevolg van ons vermoë en ons goedheid. En ek dink dit dra by daartoe dat ons nie altyd dankbaar teenoor God staan nie. Ek dink 'n tweede plek laat ons soms na om dankbaar te wees omdat ons gretig raak na meer. Baie keer is ons so ingestel om te kyk na wat ons nog kort in hierdie lewe, dit wat ons nog nie het in hierdie lewe nie, veral as ons onsself vergelyk met ander mense rondom ons, dat ons baie keer vergeet om te kyk juis na dit wat God reeds vir jou en vir my gegee het. Ek dink ook die media met al sy advertensies en die tydsgees van sekularisasie en materialisme help nie vir jou en vir my baie hier rondom nie. Maar miskien is dit juis hierdie tyd waarin ons nou is, dat daar ook 'n tipe van 'n reset kom in ons lewe, om iets van hierdie ingesteldheid, iets van hierdie gesindheid uit ons lewe uit weg te kry, om werklik dankbaar teenoor God te kan staan. Ek dink in die derde plek laat ons soms gewoon net na om dankbaar te wees, omdat ons so baie dinge in ons lewe gewoon net as vanselfsprekend aanvaar. Toets jouself net 'n bietjie aan hier goed, wat jy so baie keer as net gewoon as vanselfsprekend aanvaar. Wanneer laas het jy dankie gesê vir eenvoudige dinge? Eenvoudige dinge soos kos, soos klere, eenvoudige ding soos gesondheid, om 'n voertuig te kan hê, om werk te kan hê, om 'n huisbediende te hê. Wanneer laas het jy na 'n eenvoudige ding gekyk net om krag van Eskom in jou huis te hê, vir die onderwyser wat jou kind onderrig en opvoed, selfs vir jou dominee wat ook in jou lewe is? Wanneer was die laaste keer wat jy dankie gesê het vir God, vir sy genade, vir sy vergifnis, vir sy gees wat hy uitgestort het om in en by ons te wees, om ons te lei en ons te rig en ons te bekragtig? Wanneer laas het jy dankie gesê vir die woord van God en vir die krag wat daarin opgesluit lê vir lewensomstandighede soos wat ons onder andere ook in hierdie tyd beleef en ervaar? Wanneer laas het jy vir die mense wat God vir jou gegee het, wat die mense wat die Here in jou lewe geplaas het jy vir hulle dankie gesê vir wie hulle is en vir wat hulle vir jou doen? Iemand het by geleentheid dit baie mooi gestel. Hy het gesê, "We have grown accustomed to God's grace. We have grown accustomed to God's grace." Jy sien, om dankbaar te wees, weerhou ons om seëninge as vanselfsprekend te aanvaar. En wanneer ons God nie dank in die goeie tye nie, dan verloor ons ook die vermoë om daardie tye juis raak te sien as goeie tye. En ek dink dis waarskynlik een van die grootste indrukke wat hierdie COVID-19 tyd in ons lewens ingebring het. Om ons net weer bewus te maak, en ek dink party van ons totaal en al wakker te skud, om net weer dinge te koester wat kosbaar is, en juis vir daardie dinge dankbaar te wees. Kom ons kyk na die derde vraagie waarby ek vir 'n paar oomblikke saam met jou wil stil staan. En dit is, waarvoor kan ons God dank in beproewings en in moeilike tye? Waarvoor kan 'n mens die Here dank, in besonder dan ook in 'n tyd soos hierdie waarin ons die afgelope klompie weke ook sit? Ek dink ons moet baie eerlik wees dat wanneer 'n mens deur 'n krisis of deur 'n beproewing gaan, wanneer hierdie goeie mens tref, is daar nie regtig veel dinge om oor dankbaar te wees nie. Moet ons dankbaar wees vir hartseer? Moet ons dankbaar wees as ons lewe deur 'n krisis aan flarde spat?
Moet ons dankbaar wees as ons wêreld in mekaar stort? Ons kan nie vir pyn en vir lyding, vir onreg en vir vernietiging dankbaar wees nie. En daarom is dit ook goed om te erken dat hierdie goed maak vir ons seer. Hierdie goed veroorsaak pyn, emosioneel, psigies. Ek is selfs kwaad vir dit wat nou hier besig is om te gebeur. God vra nie van jou en van my om voor te gee en om die pynlike en die seer goed in hierdie lewe goed te noem nie. En tog, ten spyte van hierdie goed, is daar 'n paar feite waaroor ons dankbaar kan staan, te midde van pyn en beproewing en die situasie soos wat ons nou beleef en ervaar. Ek het so 'n paar goedjies neergeskryf. Ek dink in die eerste plek kan ons dankbaar wees omdat ons weet dat God werk bo omstandighede heen. Daar is soms situasies en dinge in hierdie lewe wat vir ons op daardie oomblik nie goed lyk nie, maar wat tog later goed blyk te wees. Dink byvoorbeeld aan 'n atleet wat nie altyd dankbaar is vir die harde oefening waardeur sy of haar afrigter vir hom of haar sit nie. Daardie oefening lyk soms baie keer wreed en na ongewone straf, maar is dit goed? Ja, dit is goed. Vra vir daardie atleet, veral wanneer hy of sy aan 'n wedloop deelneem en veral as daar ook 'n medalje betrokke en ter sprake is. Wat se goed kan God bring uit 'n tragiese ongeluk? Ek weet nie. Wat se goed kan God bring uit kanker? Ek weet nie. Wat ek wel weet, en daarvan getuig die woord van God getrou teenoor ons, is dat God het nie sy troon verlaat nie. God werk bo omstandighede en situasies heen. Ek dink 'n tweede ding waarvoor ons dankbaar kan wees, is dat ons dankbaar kan wees omdat ons aan die karakter van God kan vashou en God se karakter kan vertrou, selfs wanneer omstandighede nie sin maak nie. Ons kan dankbaar wees omdat God goed is. Hy is nie boos nie, hy is nie kwaad nie. Hy is goed en hy bly goed, al gebeur wat ook al in hierdie lewe. God is ook nie afsydig nie, maar hy is betrokke en hy is teenwoordig. En alhoewel hy dinge toelaat om te gebeur, wat ons soms baie keer verstaan en ander kere nie, bly hy in beheer. En sy liefde wankel nooit. Ons mag twyfel, ons mag weifel in ons liefde vir hom, maar sy liefde vir ons wankel nooit nie, want God is liefde. Ek dink 'n derde rede waarvoor ons dankbaar kan wees, is gewoon die feit dat ons weet dat ons verlosser, Jesus Christus, dat sy verlossingsdaad, sy sterwe en sy opstanding uit die dood, dat dit vas staan deur alle omstandighede heen. En is juis hierdie wete van dat ons behoort aan 'n Here wat vir ons gesterf het, maar wat ook vir ons opgestaan het. Ons behoort aan die Lam van God, maar ook die Leeu van Juda, wat gelowig is deur baie moeilike omstandighede, deur al die eeue van hierdie wêreld se bestaan. Is dit die anker waaraan gelowiges vasgehou het en deurgedra het. Ek dink 'n vierde rede waarvoor ons dankbaar kan wees, is dat ons dankbaar kan wees dat die krag en die troos van God vir ons help om deur beproewing en krisisse te gaan. Ons kan dankbaar wees vir 'n God wat werklik ons pyn verstaan. Die woord leer vir ons dat die Here Jesus Christus self ook aan die swakhede onderwerp was, as waaraan ek en jy as mens hier op aarde onderwerp is. En juis dit maak van hom ons hoëpriester, wat vir ons kan bid en vir ons kan intree, wat vir ons kan pleit, maar wat ook vir ons met krag vanuit die hoogte kan bedien. Want hy het ook hierdie lewe geleef. Hy weet wat dit is om verwerp te word. Hy weet wat dit is om versoek te word. Hy weet wat dit is om mense te verloor wat vir jou kosbaar is. Hy weet hoe dit voel om misverstaan te word. Hy weet hoe dit voel om seer te kry. Ons kan verskillende lewenssituasies opnoem. Jesus Christus kan met jou en my daarmee identifiseer, omdat hy ook by geleentheid hier onder ons kom woon het. En verlede week het ons mekaar bemoedig met hierdie stukkie hoop,
Dat ons weet dat die Heilige Gees, die Gees wat uitgestort is om in en by jou en my te wees, dat die Gees ook vir ons en saam met ons sig, by die belangrikste plek in die heelal, by God se troos, sodat God ook met sy krag en met sy troos vir ons deur tye van beproewing en krisis kan dra. 'n Laaste rede waarvoor ons kan dankbaar wees in moeilike omstandighede, is dat ons kan dankbaar wees vir die vaste hoop wat ons het, ook anderkant die graf. Die feit dat ons weet dat hierdie lewe is nie al wat daar is nie, is 'n seën waarvoor ons God ook kan dank. Dit bly maar altyd 'n vraag in my gemoed, hoe mense oorleef in situasies en die lewe, in hierdie lewe, as hulle hierdie lewe as die enigste lewe beskou wat daar is, en dit self sonder God probeer lewe. Maar wat 'n troos en hoop wat ek en jy het, dat ons oog op die Here God gerig is, nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir dit wat vir ons in heerlikheid hierna wag. Ek wil sluit. Wees altyd dankbaar. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag, skryf Paulus vir ons in Kolossense 3 vers 15 en ook in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Ek wil vir jou uitnooi. Wil jy nie weer as jy iewers alleen is, daar in jou slaapkamer, miskien op kantoor, ergens iewers in die natuur, wil jy nie net vir 'n paar oomblikke gaan sit en net 'n bietjie kyk na die dinge wat rondom jou is. Kyk na die fotos in jou huis. Kyk na die stoele en die besittings rondom jou. Kyk na jou voorregte. Kyk na die ervarings wat jy alreeds in hierdie lewe gehad het. Dis dinge wat die Here vir jou gegee het. Is deel van sy sorg en seën in jou lewe. Wil jy nie vir die Here daarvoor dankie sê nie? As jy ergens iewers stil word in jou stilte tyd, dank die Here vir sy karakter. Dank die Here dat jy kan weet dat jy aan sy sorg en trou kan vashou. Dat sy trou nooit eindig nie. Dat hy die Here God is vir wie niks onmoontlik is nie. Dat hy alles in hierdie lewe nuut kan maak. Dank hom ook vir die wonder dat hy sy krag uitstort in ons wat maar kleipotte is, sodat ons in en deur alle omstandighede kan kom. Maak ook 'n punt in jou lewe om vir die mense wat deel is van jou lewe, wat ergens deel is van jou lewenssfeer, jou invloedssfeer, om die Here ook vir hulle te dank. Miskien het jy nodig om sommer nou na hom of haar of jou kinders wat hier saam met jou na hierdie video kyk, net na hulle te draai, hulle vir 'n slag net weer in die oë te kyk en dankie te sê vir wie hulle is en wat hulle vir jou doen en beteken. Miskien moet jy 'n telefoonoproep maak om gehoor of uitdrukking aan hierdie gedagte wat ek nou hier wissel met jou, om uitdrukking daaraan te gee. Miskien moet jy ergens gaan sit en 'n briefie skryf, 'n e-pos skryf, om vir iemand net te sê, dis vir my so kosbaar om jou in my lewe te hê. Laastens wil ek vir jou uitnooi. Wil jy nie ook dankie sê vir hulle wat tans in hierdie COVID-19 tyd, in hierdie afsonderingstyd, essensiële dienste verrig nie? Wil jy nie vir hulle dankie sê? Ten spyte ook van die masker wat jy dra, om dalk vir hulle net 'n slag weer in die oë te kyk. En net agter daardie masker net te sê, dankie vir dit wat jy vir ons doen, vir dit wat jy vir ons beteken. Ek dink aan ons beskermingsdienste, ek dink aan ons verpleegpersoneel, ek dink aan die petroljoggie, aan die kassiere by die Checkers of die Spar, of daai persoon agter die toonbank. Maak dit 'n gewoonte, om ook vir mense dankie te sê vir die diens wat hulle aan jou verrig. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Ek glo dat dit kan ons uitkyk en ons perspektief ook in hierdie tyd totaal en al nuut en vars maak en ook weer jou en my lewe vul met hoop. Ons eie lewens vul met hoop, maar ook maak dat ek en jy ook daardie hoop ook weer kan aangee vir ander wat dit so nodig het. Mag die Here vir jou seën om raak te sien waarmee hy jou seën. En mag dit jou hart vul
'n hart propvol van dankbaarheid. Kom dan bid ek saam met jou. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie eenvoudige opdrag waarby ons vir 'n paar oomblikke vanoggend weer kan stil staan uit U woord. Dankie Here dat ons kan vra dat U deur die Gees ons geestesoë sal oopmaak om dit te kan raak sien wat U in ons lewe doen en wat U vir ons gee. Maak ons geestesoë so oop, Here, dat ons in dankbaarheid net voor U kan neerkniel en aan U die lof en die dank en die erkenning kan toebring vir wie U is en vir wat U in ons lewe doen. Here, elkeen van ons kan na spesifieke situasies in ons lewe kyk en ons kan U hand in ons lewe en op ons lewe raak sien. En daarvoor wil ons ook vanoggend sê dankie vir U sorg en U trou en U krag en U troos en U hoop vir dit wat U ook vir ons gee om deur so 'n tyd te kom. Dankie Here dat ons ook op ons eie unieke manier net vir U kan sê dankie, dat ons aan U mag behoort, dat ons mag weet dat U het gekom om ons U sin te maak en dat daar absoluut niks en niemand is wat ons ooit van U teenwoordigheid kan skei nie. Dankie dat U ook in beheer is in hierdie tyd wat vir ons baie keer so oorweldigend is, so onseker, so onbekend is. En dat ons mag weet dat U sal ook vir ons ook hierdeur lei. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Dankie dat ons vir ons siekes binne in die gemeente kan bid. Here, dat ons vir ons familielede oor die land en oor die wêreld heen kan bid. Dat ons vir die mensdom van hierdie aarde kan bid. En kan vra, Here, dat U ook in hierdie dae U sorg en U genade oor ons sal uitstort. Dankie dat ons dit kan bid in die naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Dit is 'n wonderlike voorreg om jou vanoggend weer te kan groet met 'n seëngroet. En dit is my gebed dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou sal wees. Dat dit vir jou sal vul ook met dankbaarheid. Mag die Here ook by jou en jou mense wees, by ons land en sy mense, by die mensdom van hierdie wêreld. Amen.